Ons lees van 'n baie tipe mammas in die Bybel. Party het die Here gevolg, en party het nie. Almal het foute gemaak. Party se foute was groter as ander se foute. Baie word onthou omdat hulle lief was vir God, vir hulle man en vir hulle kinders. En van God se kant af het hy almal van hulle lief gehad. Spreuke 31 is vir ons baie bekend. Maar hierdie gedeelte kan, as ons dit lees, kan ons dit beskou as 'n voorbeeld, maar dalk ook as 'n waarskuwing, as jy agterkom dat jou lewe nie reg is nie. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelskepe. Sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wins goed is. Haar lamp bly heelnag brand. Sy werk met die spinwiel. Haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vergewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor 'n huisgesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend by die stadspoort, waar hy saam met die leiers beraadslaag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van 'n sterk en 'n edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor 'n huishouding, lui is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en deel maak van jou lewe. Nou as ons hier die beskrywing in Spreuke lees, dan lees ons van 'n gesin-gesentreerde vrou en 'n moeder. 'n Goeie sakevrou, 'n goeie kok. Sy is vergewig en voorbereid. Sy is baie diskreet en diplomaties. Sy is lofwaardig. Sy is baie wys. Sy is baie mooi. Sy is iemand wat buitengewoon perfek was. Maar dan kom die skrywer en hy lig een en seker die belangrikste eienskap uit. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekoms vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Nou almal wil graag seker met so 'n vrou te doen hê. Iemand het eendag gesê, as jy nie 'n goeie voorbeeld kan wees nie, dan gaan jy dalk 'n baie slegte waarskuwing vir mense wees. Die vraag waaroor vanoggend se boodskap gaan is, as jy na jouself kyk,
of as ander na jou kyk, is jou lewe 'n voorbeeld of 'n waarskuwing? Daar's baie vroeë voorbeelde van vroue in die Bybel wat dieselfde krisisse en probleme ervaar het as wat ons vandag se tyd ook belewe. Dalk sit jy ook met die pyn en die hartseer van 'n kind of kinders wat deur die dood van jou weggeneem is. Dalk sit jy met die pyn en selfverwyte van 'n kind wat 'n verkeerde pad ingeslaan het en dalk in die tronk beland het. Miskien sit jy met 'n kind wat sy of haar rug op God gedraai het en besluit het om hulle eie paadjie te loop. En van dit alles kry ons voorbeelde in die Bybel. God weet waardeur jy gaan en daar's baie voorbeelde in die Bybel waaruit ons kan leer. Ons gaan vanoggend na 'n klompie vrouens in die Bybel kyk. En ons begin sommer by die eerste vrou van wie ons in die Bybel leef, en sy was baie bekend geweest, Eva. Ons lees in Genesis 3 vers 20, die mens, en dit is nou Adam met sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Die naam Eva beteken lewegewer of die moeder van alles wat lewe. Eva was die fontein van lewe, uit haar het daar lewe gekom. Sy het die voorreg gehad om daar in die tuin van Eden saam met God te kon wandel. Sy het van God 'n opdrag ontvang, maar sy het ook ontmoeting met die duiwel gehad wat haar kom verlei het. En ongelukkig het sy geval vir die misleiding van die duiwel. Sy was die eerste vrou wat 'n fout gemaak het, wat die wêreld tot vandag toe affekteer. Sy het die grootste fout in die hele geskiedenis van die aarde gemaak. En vandag nog wil mense vir haar beskuldig as die oorsaak van alles wat sleg en lelik is in ons lewe. Maar weet u, Eva het die verweer gehad. Sy het nie 'n ma gehad by wie sy kon leer nie. Sy het nie 'n voorbeeld van 'n ma gehad wat vir haar gewys het en gesê het wat is reg en verkeerd nie. Sy het nie daardie kennis gehad nie en moes 'n situasie na die beste van haar vermoë probeer hanteer. Die feit dat sy nie 'n aardse ma of pa gehad het nie, dat sy nie by hulle voorbeeld kon leer nie, het dit vir haar baie moeilik gemaak om vreemde situasies te hanteer. Sy moes optree soos sy op daardie oomblik goed gevind het, en ongelukkig het sy 'n verkeerde keuse gemaak. Maar Adam en Eva het dan saam vir Kain, Abel en Set gehad, en klaarblyklik was daar nog kinders wie se name nie in die Bybel opgeteken is nie. Maar Eva was die eerste ma gewees. En ek dink kinders grootmaak moes vir haar besonder moeilik gewees het. Want sy het nie 'n ma gehad by wie sy kon leer nie. Sy het nie 'n ma gehad vir wie sy kon raad vra nie. Daar was nie 'n handleiding nie. Sy het nie Jan van Elfen of Dr. Spock se boeke gehad wat vir haar 'n bietjie kon advies gee nie. Daar was nie Google wat vir haar kon sê as 'n kind 'n maagpyn het of sy tone seer, maak gou so of so nie. Sy moes staat maak op haar gevoelens, op haar emosies, op haar intuïsie. En sy moes die grootmaak in die opvoeding van haar kinders self hanteer en dinge uitwerk en probleme hanteer. En dit het nie altyd seker mooi gewerk nie. Ek dink nie sy het dadelik geweet om siekte en koors te hanteer, of as 'n kind maagpyn gehad het of 'n maagie wat loop nie. Sy moes eksperimenteer en oplossings vir probleme vind. Sy moes die beste doen met wat sy gehad het. So ek kon my indink dat dit vir Eva
ontsettend moeilik moes gewees het om die eerste ma te wees. En dan kom die ongelukkigheid. Sy is die eerste ma wat 'n kind verloor wat sy aan die dood moet afstaan en begrawe. En met die hartseer daaroor worstel. En om dit erger te maak, is dat haar seun is dood, omdat sy broer uit jaloesie hom doodgemaak het. Eva was die eerste ma wat die pyn moes ervaar van 'n kind wat moord gepleeg het, en daarna weggeloop het en verlore is. Sy moes verwerping ervaar, sy moes vernedering ervaar, sy moes selfverwyt belewe, dat haar kind 'n moordenaar geword het. En miskien het sy geworstel met die vraag, moes ek hom nie dalk anders groot gemaak het nie? Moes ek dalk nie meer tyd aan hom gespandeer het nie? Is Eva se lewe vir ons 'n voorbeeld of 'n waarskuwing? En dieselfde kan jy op jouself toepas. Is jou lewe 'n voorbeeld van iemand wat in afhanklikheid en gehoorsaamheid van die Here lewe? Of iemand wat jou eie kop volg en eie besluite neem, soos wat jy goed vind? Kom ons kyk na 'n tweede vrou in die Bybel, Sara. Haar naam is later verander na Sarai. Sy was die vrou van Abraham. Sy was die moeder van Isak gewees. Ons ken die geskiedenis van Sara. Vir baie jare was sy kinderloos gewees en het sy geworstel met die verlange na 'n kind van haar eie. Sy is vir ons 'n voorbeeld van hoop vir die wat sukkel om swanger te word, vir die wat sukkel om kinders te kan hê. Sy het eers op 'n baie laat stadium in haar lewe 'n kind gehad van haar eie. Maar ons kan Sara se lewe ook as 'n waarskuwing sien. Sara het God se planne vooruitgeloop. Toe God vir Abraham 'n belofte gee van julle gaan 'n eie kind hê. En Sara staan daar by die ingang van die tent en sy hoor dit. Toe lag sy. Hoe kan ek op my ouderdom nog so iets doen? Dis onmoontlik. En sy besef nie dat sy met God self te doen kry nie. Maar God se belofte het waar geword met die geboorte van Isak. Moenie lag as God vir jou 'n belofte in sy woord gee en dink dit is onmoontlik nie. God se krag en vermoëns is baie groter as wat ons ooit kan indink. En ons moet God nooit onderskat nie. Sara het gelag oor God se belofte. En later moes hy vir die gelag betaal, want weet u Isak se naam wat dit beteken? Dit beteken om te lag. Maar Sara het God se beloftes gewantrou en sy het haar eie planne gemaak wat vir haar later groot hartseer in haar lewe gemaak het. Jou plan kan die vyand van God se planne word. Sara se lewe is vir ons 'n waarskuwing dat die dinge wat ons goed vind en doen, nie altyd in God se oë goed en reg is nie. In plaas van om te wag vir God se vervulling van hierdie belofte, gaan sy en sy kies as slavin Hagar as 'n surrogaatma. En uit Hagar word Ismael gebore. Sara was so angstig om 'n kind te hê dat sy haar slavin vir Abraham gee. En daar word 'n seentjie gebore wat uiteindelik Sara sy eie kind se vyand word. Die goeie plan wat hulle gedink het, hulle uitgedink het groot ongelukkigheid en probleme tot gevolg gehad. Sara het geweldig jaloers geraak op Hagar en Ismael en het haar bes gedoen om die lewe vir hulle ondraaglik te maak. En dit het die verhouding tussen Ismael en Isak
benadeel. God het sy belofte nagekom op 'n gevorderde leeftyd, kry Sara dan vir Isak, en dan is sy steeds jaloers op Hagar, en uiteindelik maak sy die lewe vir haar so ondraaglik, dat Hagar wegloop, God stuur haar terug, en dan op 'n ander punt, dan kom Abraham en hy sê vir Hagar, weet jy Hagar, ek sien dinge tussen julle twee vrouens werk net nie uit nie, sal jy maar met jou seun die pad vat. En daar in die woestyn is, Hagar dink sy gaan doodgaan, dan kom God en hy red hulle. Die les wat ons leer is, wag geduldig op die Here, en vertrou op hom ook in moeilike omstandighede, al lyk dit asof dinge nie kan gebeur soos wat jy gehoop het en soos wat jy gewens het nie. Is jou lewe 'n voorbeeld of 'n waarskuwing? Ons het gesels oor Hagar en Ismael, maar kom ons kyk bietjie verder na Hagar. Sy is 'n Egiptiese meisie wat Sarai se slavin word, en sy is 'n voorbeeld van 'n vrou wat haar bes doen om ander gelukkig te probeer maak. Sy was bereid om 'n versoek in opdrag van Sara vir Sara en Abraham as 'n surrogaatmoeder op te tree. En ongelukkig ten spyte van goeie bedoelinge en intensies, moes sy verdrukking en verwerping belewe. Sarai maak die lewe vir haar baie moeilik, en Hagar moes dit maar sluk, want sy is die minste. Sy is die slavin. Sy moet haar baas gehoorsaam wees. En in die woestyn het God hulle gered na hulle gevlug het. En God sê vir haar, keer terug. Interessant dat Ismael word die voorvader van die Arabiere. Isak is die voorvader van die Israeliete. So hier kom 'n groot skeiding in God se planne. Maar God het nooit vir Hagar in die steek gelaat nie. So die boodskap wat ons hier leer is, as jy in moeilike omstandighede kom, moenie handdoeke ingooi nie. Moenie dink alles is verby nie, moet nie moed opgee nie. Bly vertrou op God, bly bid, bly afhanklik van God. Hy kan in enige situasie ingryp, al lyk dit vir ons hoe hopeloos. Gee ook aan God die eer vir die oplossings en die antwoorde en die uitkoms wat hy gee. Is jou lewe in hierdie opsig 'n voorbeeld of 'n waarskuwing? Ons kyk na Rebekka. Sy was Isak se vrou gewees. Sy was eintlik 'n niggie van Isak gewees, daardie stadium met die families maar ondertrou. Nou Abraham het 'n besluit geneem toe hulle besluit Isak is nou oud genoeg om vrou te kry. Dat hy het nie vir Isak kans gegee om rond te kyk en 'n mooi meisie raak te sien en 'n verhouding aan te gaan nie. Abraham het besluit hulle gaan self 'n vrou kies vir Isak. En dan kies hy sy slaaf en hy sê vir hom, gaan jy na die familie toe in Midian en gaan haal een van die familie daar as 'n vrou vir Isak. En die slaaf was 'n gelowige. Hy het dit 'n gebedssaak gemaak, 'n gebid, Here, lei my asseblief na die regte vrou wat U wil hê Isak moet kry. En hy het gevra vir 'n teken. As ek by 'n put kom en water vra vir die meisies wat daar is, en iemand bied aan om vir my en my diere, die kamele, water te gee, dan weet ek sy is die regte een. En so kom hy by 'n put en hy vra vir 'n meisie daar, kan jy vir my water gee? En sy sê, ja nee, hier is vir jou water, maar ek sal sommer vir jou kamele ook water gee. En dis presies waarvoor hy gebid het. Dis nie verkeerd dat ons bid vir ons regte lewensmaat, om die persoon wat die Here vir jou bestem het, eendag te ontmoet nie. So die slaaf gaan saam met haar na haar ouers toe, en na 'n gesprek met hulle, dan is sy bereid om saam met hom te gaan na Abraham daar in Israel, en om met Isak te trou. Dink, baie moeilike keuse.
om te sê, ja, ek sal met iemand trou wat ek nog glad nie gesien het, hoe daardie persoon lyk nie. Ek sal maar so 'n staaltjie met u deel. Terwyl ek student was, het ek in die staatsdiens gewerk en ja, naby die gebou waar ons gewerk het, was daar 'n kafee wat aan 'n paar Grieke behoort het. En ons het dikwels daar gou gaan kos koop, want ons het skofte gewerk. En die een man het 'n pragtige vrou gehad. Is 2 broers wat saam die winkel gehad het. Maar die ander een se vrou het jy nooit gesien nie. Toe vra een van die studente vir die ou, nou hoe is dit dat ons nooit jou broer se vrou sien nie? Toe kom dit nou uit, laat hy vertel, hulle het ook die gebruik gehad dat die familie kies die bruid. En toe dit nou tyd kom dat die eerste broer moet trou, toe bestel hulle hom vir my Griekeland 'n bruid uit. En hier kom die pragtigste meisie aan, en hulle trou en hulle is wonderlik gelukkig. En die tweede broer besluit, hy gaan ook sy kans wag, en daar kom 'n meisie uit Griekeland uit, en sy is toe glad nie so mooi en aansienlik as die eerste een nie. Hy is toe nou skam te steek af weg. Dis hartseer as dit gebeur. Daardie gebruike bestaan vandag nog, dat in party lande en party kulture kies die ouers vir die kinders, die bruid of bruidegom. En baie dikwels sien hulle mekaar eers op die huwelik vir die eerste keer. Ek dink dit kan nogal 'n skok wees, as jy daar iemand vir die eerste keer ontmoet. Maar ons sien hier 'n voorbeeld, ook 'n voorbeeld van 'n vrou wat gesukkel het om swanger te raak, wat deur God aangeraak is, en toe het sy wel kinders gehad, en sy het 'n tweeling gehad, en hulle het bekend gestaan as Esau en Jakob. En ons vind hier 'n voorbeeld van 'n ma wat omgegee het, wat alles gedoen het vir haar kinders. Sy wou hê, haar kinders moet voorspoedig wees, sy wil die beste vir hulle hê. Maar ons het ook 'n voorbeeld van 'n ma wat dalk verkeerd opgetree het. Want wat het sy gedoen? Esau het na die pa geaard. En hy was buite in die veld en hy het gejag en hy het gedoen waarvan hy gehou het. Jakob was meer 'n huismens en hy was die hele tyd naby sy ma Rebekka. En Rebekka het begin om vir Jakob voor te trek, om vir hom gunsies te doen. En uiteindelik gaan dit so ver, dat hulle vir Abraham mislei toe hy oud is en hy feitelik blind is, en hy besef hy gaan sterf. Hulle die gebruik gehad dat die pa, die hoof van die huisgesin, seun oor sy oudste seun uitgebid het, en oor die ander kinders daarna. Toe het Rebekka vir Abraham bedrieg, deur vir Jakob te sê, jong, jy moet van die diere se vel vat en hier om jou arms sit, want Esau was blykbaar 'n baie harige iemand gewees, dat as Abraham aan jou vat, dan voel hy die hare en dan gaan hy dink jy is Esau. En Abraham gee dan vir Jakob die eersgeboorte reg en die seun. En dit maak vyandskap tussen Esau en Jakob. Maar Esau het ook die dom ding gedoen dat hy toe hy eendag van die veld afkom, hy is baie honger en Jakob het 'n pot lensie sop gemaak. Toe sê Esau vir hom, jong, gee vir my van daardie sop in. Dit is al nadat Abraham vir Jakob geseën het. En Jakob sê, ja, as hy jou eerste geboorte reg vir my gee. Esau het dit seker nie ernstig bedoel nie, maar toe hy later agterkom wat hy gedoen het, dat Jakob nou alles erf, toe was hy so kwaad dat hy vir Jakob wou vermoor. So Rebekka het 'n witbroodjie gehad wat sy voorgetrek het. En wat is die implikasie as ons meer as een kind het en ons trek een voor ten koste van die ander, dan is dit nie billik nie en is nie regverdig nie. Dit kan maak dat daar wrywing tussen die kinders ontstaan en selfs haat. Ons kan nie 'n gunsteling kind hê en die ander afskeep nie. Almal moet dieselfde aandag kry. So Rebekka het tot die uiterste gegaan om seker te maak dat Jakob, wat tweede gebore is, die eerste geboorte reg kry.
En Jakob se naam beteken bedrieger. Rebekka dra by om van haar seun 'n bedrieger te maak. Rebekka het veroorsaak dat die twee seuns mekaar gehaat het, dat hulle nie met mekaar oor die weg kon kom nie. So ons kry dan 'n waarskuwing in haar lewe, dat sy 'n ma wees, 'n vrou wees gebruik het om mense te manipuleer en te beheer en te bedrieg. En dis jammer. Aan die een kant was sy mooi en 'n goeie ma gewees, maar aan die ander kant gee haar lewe vir ons 'n waarskuwing. Is jou lewe 'n voorbeeld of 'n waarskuwing? Ons kyk na Jochebed. Wie onthou wie sy was? Ek dink daardie prentjie moet vir jou leidraad gee. Dis die ma van Moses en van Aaron en van Miriam. So Moses word gebore in 'n tyd wat die Israeliete slawe is in Egipte, en op daai stadium is daar so baie Israeliete gewees dat die Egiptenare bang geraak het, en die farao het gesê, maak alle seentjies wat gebore word dood. En dan maak julle asof dit nou maar 'n fout of 'n probleempie by die geboorte was. En Moses se ma was nie bereid dat haar seentjie moet sterf nie. Sy maak 'n plan, sy vleg 'n mandjie van biesies, sy maak dit dig met pik, sy sit die babietjie daarin, en sy sê vir Miriam om tussen die riete by die Nylrivier te gaan wegsteek, en om dan so op 'n afstand op te hou, dat hy dan nou nie wegspoel in die rivier nie. En daar ontdek die farao se dogter vir die babietjie, en sy kry hom jammer, en sy besluit om hom aan te neem, en Moses word dan in die paleis groot as 'n Egiptiese prins. En hy kry die opleiding wat hy nodig gehad het om eendag as die leier van die Israeliete met die uittog uit Egipte te kan optree. So is dit 'n voorbeeld van 'n ma wat nie vir haarself en haar kinders aan die noodlot oorgelaat het nie, wat plan gemaak het, en haar inspirasie en haar voorbeeld het daartoe gelei dat al drie haar kinders leiersposisies onder die Israeliete ingeneem het met die uittog uit Egipte. Is jou lewe 'n voorbeeld of 'n waarskuwing? Ons kyk na 'n ander baie bekende vrou, Batseba. Sy was getroud met Uria, een van koning Dawid se senior soldate. Batseba was 'n mooi vrou, en sy het nou nogal geslaag daarin om die oë van mans te vang. En op 'n dag is Dawid op die paleis se dak, en hy sien daar op een van die gebouetjies daaronder, daar's 'n vrou besig om haarself te was bo op die dak. En hy laat vir Batseba roep. Daar ontstaan 'n verhouding tussen die twee, en Batseba word swanger. En dit terwyl sy getroud was aan Uria. Uria is besig met gevegte saam met die soldate. Nou, hoe steek hulle hierdie probleem weg? Dawid laat Uria roep, met die idee dat hy en Batseba dalk 'n nag saam deurbring, en dan kan hulle maak asof dit Batseba en Uria se baba saam is. Maar Uria sê en hoe kan ek by my huis gaan slaap terwyl die ander soldate besig is om te veg? En Dawid het dit weer 'n slag probeer, en dit werk nie. En toe reël hy dat Uria vermoor word. Hy word op die voorpunt van die linies gevind, gesit in 'n geveg. Skielik vlug die ander soldate, Uria bly agter, en hy word doodgemaak. En die baba wat gebore word, sterf as straf van God, omdat hulle egbreek gepleeg het. Dawid het baie gepleit. Hy het baie om vergifnis gevra, maar steeds is die baba dood. Op 'n later stadium, toe word daar weer 'n baba gebore. En hierdie baba, sy naam was Salomo gewees. Salomo het vir Dawid opgevolg as koning.
So wat leer ons? God het hulle vergewe vir die misstap wat hulle begaan het. Daar's niks wat ons kan doen wat ons vir God kan wegsteek nie. God weet alles wat ons doen. Jy sal die gevolge, die konsekwensies van jou optrede dra. Maar God is genadig en is bereid om weer 'n kans te gee as ons berou het oor ons dade. Ten spyte van foute in die verlede, ten spyte van dinge wat in ons lewe verkeerd geloop het. God wil nie jou sonde vir altyd teen jou hou nie. Nou Salomo het die voorreg gehad dat hy Dawid opvolg as koning. Hy het die voorreg gehad dat hy die tempel vir die Here kon bou. Salomo was die skrywer van menige boeke, maar baie belangrik, Salomo, wat gebore is uit die verhouding tussen Dawid en Batseba, is 'n voorouer van Jesus Christus, wat wys dat God mense in sy verlossingsplan intrek, al was hulle sondig, al het hulle verkeerd gedoen, maar as hulle berou het en binne sy wil gaan lewe. Is jou lewe 'n voorbeeld of 'n waarskuwing? Ons kyk na Naomi, Rut en Orpa. Naomi was die skoonma van Rut en Orpa. Naomi se naam beteken aangenaam. Tydens 'n hongersnood in Israel, toe daar nie brood in Bethlehem was nie, en die naam Bethlehem beteken toevallig die huis van brood. Het die familie na Midian toe gegaan omdat hulle gehoor het daar's kos. Die twee seuns het verlief geraak op Midianitiese meisies en met hulle getrou. En terwyl hulle in Midian was, het Naomi se man en die twee seuns gesterf. En dan gaan die hongersnood in Israel verby. Naomi besluit om terug te gaan na Israel toe en die twee meisies wil haar volg. En Naomi sê vir hulle, gaan terug na julle pa's en julle ma's, gaan terug na julle huisgesinne. Ek kan nie vir julle sorg nie. Ek het nie dit wat voldoende is om vir julle om te sien nie. Orpa draai om, maar Rut kies om saam met haar skoonma te gaan, om haar skoonma verder op te pas. Ek dink dit was 'n moeilike situasie, 'n moeilike keuse om te maak. Maar vandag sien ek hoe baie ou mense, bejaardes, sit in oudhuise, aftreeoorde, klein plekkies, woonstelletjies, weggegooi deur die familie. Wat sê, ek het nie meer verantwoordelikheid teenoor pa of ma nie. Gaan julle eie pad. Ons doen wat ons wil. Rut is 'n wonderlike voorbeeld van 'n vrou wat bereid was om haar eie familie agter te los, om na haar skoonma aandag te gee en vir haar te sorg op haar ou dag. 'n Rut wat uit die heidendom kom, het sekerlik vir God leer ken. En sy trou met Boas, 'n familielid van haar skoonma. En sy word 'n voorouer van Jesus Christus. 'n Vrou uit die heidendom wat deel word van God se familie. Is jou lewe 'n voorbeeld of 'n waarskuwing? Ons kom nou by die Nuwe Testament, nog net twee voorbeelde. Elisabeth en Sagaria. Elisabeth was Maria se niggie gewees. Ons sien ook hier 'n vrou wat in God geglo het, ten spyte van die feit dat sy nie kon kinders hê nie. Nogtans, omdat sy en haar man in God geglo het, kom die Here en hy doen 'n wonderwerk in hulle lewe. God besoek vir Sagaria terwyl hy in die tempel besig is met tempeldiens. En 'n engel sê vir hom, julle gaan 'n seun hê, en Sagaria wil dit eers nie glo nie. Hy sê, gee vir my 'n teken, en die teken is, jy sal stom wees tot op die dag dat die kind gebore word. En daarna kon hy nie praat nie. Elisabeth het 6 maande voordat Jesus gebore is, self 'n seun, en hierdie seun sou bekend staan as Johannes die Doper. En as Maria
haar niggie Elisabeth gaan besoek wat swanger is en dit is pas nadat Maria ook gehoor het dat sy swanger is met Jesus, dan beweeg die baba Johannes in Elisabeth. En hy is die eerste een om die Messias te erken. Bid jy ooit, Here, maak vir my die ma of die pa wat U wil hê ek moet wees? Ons kan voor die geboorte van ons kinders reeds vir hulle bid, dat hulle van jongs af binne die liefde en die genade en die seëninge van God sal groot word, dat hulle hom sal leer ken, dat hulle hom sal leer lief hê, dat hulle mense sal wees wat gehoorsaam sal wees aan die Here en in afhanklikheid van die Here sal lewe. Bid dat hulle vir ander 'n voorbeeld en 'n inspirasie sal wees. Bid dat jou kinders instrumente in die hand van God sal wees, soos wat Johannes 'n instrument in die hand van God was. Bid dat die Here se seën en salwing op jou kinders sal wees. Ons kan nie genoeg vir hulle bid nie. Ons kyk na Maria, die moeder van Jesus. Sy is 'n voorbeeld van iemand wat God se goedkeuring weggedra het deur binne sy wil te lewe. En as God vir haar kies, hierdie jong meisie, hulle skat sy kon so 14 na 16 gewees het dalk, en 'n engel kom na haar met die boodskap dat jy gaan swanger word, God wil jou gebruik, en die baba kom van God af. En sy het dadelik gesê, ek is beskikbaar, ek is bruikbaar vir die Here. Ons sien 'n jong meisie wat God se goedkeuring weggedra het, wat haarself dadelik gewillig en beskikbaar verklaar het toe die engel met haar praat. Wat die Here ook al van my vra, dit sal ek doen. En God gee vir haar die geleentheid, die wonderlike voorreg, om die moeder te word van ons Here Jesus Christus. Haar bereidwilligheid om haarself beskikbaar te stel, het vir haar en haar familie eintlik in die oë van die publiek groot verleentheid gebring. Want 'n ongetroude ma was 'n skande gewees. 'n Baie jong meisies wat swanger geword het, wat ongetroud was, is met klippe doodgegooi. Maria het wetende dat sy haar lewe in gevaar stel om vir die Here te sê, ja Here, ek is beskikbaar, het sy nie gehuiwer om haarself tot beskikking van God te stel nie. Na die geboorte van Jesus, toe hulle Jesus vir die besnydenis na die tempel neem op ouderdom 8 dae, het Simeon die baba in sy arms geneem en die baba geseën, want hy het besef dit is die een wat God gestuur het as verlosser van Israel, as verlosser van die wêreld. Maar hy sê ook vir Maria 'n profetiese woord. Ons lees dit Lukas 2 vers 29. Daar gaan eendag 'n swaard deur jou siel gaan. En dit is 'n vooruitwys na die kruisiging van Jesus Christus. As Jesus op 12-jarige ouderdom in die tempel agterbly en hulle gaan soek hom, en hy sê vir hulle, maar besef julle nie, ek moet in die huis van my pa wees en met sy dinge besig wees nie, dan onthou Maria wie hy is, en dat hy baie spesiaal is, sy die woorde onthou. By die eerste wonderwerk wat Jesus doen, toe die wyn opraak by die huwelik in Kanaan, toe word daar gevra, wie kan ons help? En Maria gaan sê dadelik vir die persoon wat in beheer is, vra vir Jesus. Hy het 'n oplossing, want sy weet wie is Jesus. En Jesus doen dan sy eerste wonderwerk, waar hy water in wyn verander. En later, by die kruis is hy ook teenwoordig. En dit is waar Jesus sy laaste asem uitblaas as mens. En dit moes vir haar as ma verskriklik gewees het, om te sien hoe dat hy gemartel is. Hoe dat hy daar hang, maar daar aan die kruis, gee vir Johannes opdrag om na hom te sien. En dit is waar die swaard deur haar hart gegaan het, om te sien hoe hy daar sterf. 'n Vrou wat alles gegee het,
Is jou lewe 'n voorbeeld of 'n waarskuwing? Jesus het aan die kruis gesterwe vir ons sonde, vir ons foute, vir ons tekortkominge, om ons van sonde vry te spreek, het hy vir jou gesterf. Maak nie saak wat jou verlede is, hoe sleg of hoe lelik dit kan wees, wat 'n foute daar was nie. Maar jy's losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. Jy's skoon gewas. Al die lelike dinge van die verlede is vergewe as jy dit voor God bely het. Jy's 'n kind van God, jy het die gawe van die ewige lewe ontvang. En Jesus het vir die vrou wat in oorspel betrap is gesê, gaan en gaan sondig nie weer nie. Lewe 'n lewe tot eer van God. Moet nooit die impak en die invloed van jou lewe op jou kinders en op die lewe van ander mense onderskat nie. Ek wil met u nog net so 2 of 3 Bybelverse deel. Ons voorbeeld gaan oor op ons kinders en op hulle kinders en op hulle kinders. Ons lees waar Paulus vir Timoteus sê, ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat daar al in jou ouma Louise was, en in jou ma Eunice was, en wat ek daarvan oortuig is, ook in jou is. Ouma Louise het vir Jesus ontmoet as verlosser en saligmaker. Sy maak haar kinders groot om die Here lief te hê, en hulle maak hulle kinders groot om die Here lief te hê. En dis hoe die Here wil hê dit in ons lewe moet wees. En daarom kon Timoteus op 'n jong ouderdom al voor in 'n gemeente staan om die boodskap van hoop en verlossing met hulle te deel. Was hy 'n kerkleier gewees. Soveel so dat Paulus vir hom gesê het, moenie jou oor jou jonkheid skaam nie. Moenie dat ander mense op jou neerkyk nie. Dis God wat vir jou toerus en wat vir jou die krag gee. En hy het 'n groot invloed op baie mense gehad. Spreuke. Moenie wat jou moeder jou leer verontagsaam nie. Spreuke 6. Wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. Kinders volg van kleins af die voorbeeld van hulle ouers en grootouers. So stel 'n voorbeeld wat hulle kan nakom. Gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef. Hulle sal ook as hulle oud word nie daarvan afwyk nie. So ouers moenie jou invloed, jou impak, jou voorbeeld op jou kinders ooit onderskat nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons lewe kan 'n voorbeeld wees vir ons kinders, of dit kan 'n waarskuwing wees van hoe 'n lewe nie moet wees nie. Dankie Here dat U ons foute en tekortkominge in die verlede vergewe het, toe ons gebid het daaroor, toe ons dit bely het, toe ons dit erken het, dat U ons vrygespreek het en ons skoon gewas het met die kosbare bloed van Jesus. Dankie dat ons in U krag en in U genade kan lewe. Dankie vir ons kinders. Dankie dat ons vir hulle 'n voorbeeld kan stel. En mag die voorbeeld wat ons stel navolgenswaardig wees, dat as ons kinders groot is, hulle plek in die volwasse wêreld kan inneem as mense wat betroubaar is, na wie ander kan opsien en wat 'n voorbeeld van liefde uitstraal. Here, ek wil elke egpaar in hierdie gemeente aan U opdra, dat U elke huwelik sal seën. Ons weet dat in sommige huwelike is daar partykeer spanning, is daar probleme, wil 'n man en 'n vrou nie meer saam leef en saam wees nie. Daar's gedeelde huise, waar kinders een naweek in een huis is en 'n ander naweek in 'n ander huis. Partykeer maak die ouers die kinders op teen mekaar. Ons bid dat ons altyd liefde sal wys teenoor ons kinders in die voorbeeld wat ons stel. Here, vir die wat
Moeders is of was die wat kinders aan die dood afgestaan het, die wie se kinders op 'n verkeerde pad beland het. Almal trouens aan U op, dat U genade oor ons sal wees en dat U genade groot sal wees. Dankie vir die voorreg om vandag Moedersdag te kan herdenk vir ons ma's, vir alles wat hulle vir ons beteken het en steeds beteken. Ons eer hulle en wil U naam groot maak daarvoor. In die naam van Jesus. Amen.